Moses op is en hy voer 'n gesprek met Vader, en Vader gee vir hom die reëls en regulasies en hoe dit moet gaan, maar intussen tyd gaan Israel en hulle is kort van die meer en hulle is ongeduldig en hulle bou vir hulle kalf wat hulle kan aanbid. Want Moses is weg. En dit is waaroor dit gaan, die gevolgtrekking eintlik van dit. In vers 12 sê, en toe het Moses met die Here gespreek, U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar U laat my nie weet wie U saam met my sal stuur nie. Hoewel U gesê het, ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind. Vers 13 sê, as ek dan nou genade in U oë gevind het, maak my dan tog U weer bekend, dat ek U kan ken, sodat ek genade in U oë kan vind, en bedink tog dat hierdie nasie U volk is. God antwoord hom in vers 14, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Vers 15 sê, toe sê hy vir hom, as U nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. Dis Moses se woorde. Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in U oë gevind het? Ek en U volk, is dit nie daaraan dat U met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en die volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Toe sê die Here aan Moses, vers 17, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Vers 18, daarop vra hy, laat my tog U heerlikheid sien. En dis uit die 53 vertaling uit wat ek het lees. Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Vers 20, verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan gaan staan, en as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Dankie Here vir die woord. Heilige Gees, breek oop, deel met ons. U wil, nie my wil nie. Eksodus 33 vers 15 sê, as U aangesig nie meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. Here, as U nie saamgaan nie, asseblief, ons wil nie verder aangaan nie. En dit is die hart van Moses. Geliefde, God sluit 'n verbond. En hierdie God wat ons dien, speel nie. Is nie God van speletjies nie. Hy sluit 'n verbond, maar terwyl Moses met hom op die berg is, en ek het dit nou gesê weer, maak die volk 'n goue kalf. En ons het daai vermoë, ons wil altyd iets beter skep. Ons dink dit is beter. Maar die volk kom en hulle verloor nie net hulle fokus nie, hulle verloor hulle intimiteit met die lewende God. God word geheilig vertorend, hy word kwaad. God sê vir Moses, ek sal julle steeds na Kanaan toe stuur, Moses, maar ek gaan nie saam nie, want ek sal hierdie volk vernietig. God is 'n God van sy woord. Ek wil jou Kanaan toe vat, jy moet in jou Kanaan ingaan. Maar op my voorwaardes. En as jy nie op my voorwaardes gaan nie, kan ek nie saam met jou gaan nie. Geliefde, en dit is baie keer ons uitdaging. This is the greatest test Israel would ever face. Would they be satisfied with God's promises without God's presence? Many believers today face exactly the same thing.
Here, die beloftes, die beloftes. Ek het al hierdie beloftes neergeskryf. Waar's die Here en die beloftes? Gaan in jou Kanaan, maar gaan nie saam met jou nie. Dis soos 'n man en 'n vrou wat in 'n huwelik is, en die man sê vir die vrou, kom, ek gaan vir jou die mooiste huis koop, die mooiste kar, mooiste, maar ek gaan nie saam met jou nie. Ek bly in Pretoria, jy bly in Johannesburg, maar jy die mooiste kar, jy die mooiste huis, jy die mooiste meubels, hoor? Werk dit? Is dit die plan? Nee. En daarom moet ons so versigtig wees. Wat mense praat, wat hulle oordeel, wat hulle demonstreer. Die groot verskil tussen Moses en die volk is, volk was gelukkig met Kanaan, beloofde land, sonder God. Moses het gesê, ek wil nie Kanaan nie. Gee my die woestyn, saam met my lewende God. En dis baie keer is dit 'n moeilike idee om aan te dink. Want Moses het ontdek, God is die beloning. Dis hoekom hy saam met God wil beweeg. En daarom praat ek met die jong mense ook vandag. Moenie keuses maak, moenie besluite neem wat mooi is. Maar waar is God in die prentjie? Wanneer jy 'n keuse maak, kry jy 'n mandaat. Here, gee my 'n mandaat. U goddelike teenwoordigheid. Dis so ontsettend belangrik. En vandag nog maak ons foute. Eksodus 33 vers 13 wat Moses sê, maak my tog u weë bekend. Hoor vir Moses. Here, ek wil hoor, hoe dink u? Here, wys my u hart, Here. Here, wys my u karakter, ek wil ken, Here. Ek wil 'n intimiteit hê met u, Here. Ek wil weet hoe werk u, Here. Ek wil die natuur ken, Here. En ek wil die denke ken, ek wil weet waarom dink u. En dit gaan oor intimiteit, dit gaan oor 'n gesprek elke liewe dag. Geliefde, ons beweeg eintlik by die tyd verby. Ek het volgens 6 uur tyd gehad met die Here toe hy dit en dit. Wat het hy vir jou 5 minute terug gesê? Jy was in die kar gewees. Jy het kerk toe gery. Het jy dalk 'n gesprek met hom gehad? Waar is jou gedagtes? Dis jou toets. Moses was not asking for information, he was asking for transformation. He wanted to know God's heart, not merely God's actions. There is a huge difference between transformation and information. Here, ek wil U ken. Dit help veel, jy is getroud met die fantastiese vrou, sy kan lekker kos kook, sy kan klere maak, sy maak die huis mooi in die kamp, maar ek ken haar nie. Ek sit nie saam met haar op die stoep en drink 'n koppie koffie nie, en eet 'n chocolate dalk of 'n sweetie, of 'n pakkie Simba chips. Dis so belangrik. Here. Psalm 103 vers 7 sê, hy het Moses sy weë bekend gemaak, maar aan Israel sy dade. Hoe kry dit reg? Israel het gesien, water kom uit die rots, manna kom uit die hemel, die Rooi See gaan oop, maar Moses was by God op die berg. Jesus was in die nag by Vader. Dis moontlik om elke Sondag kerk toe te kom en steeds net God se werke te sien. Maar God nooi ons uit, kom leer my hart ken. Ken my hart. Wat vir my so mooi was met daai Eksodus 33:14, wat die Here vir Moses sê, moet my teenwoordigheid saamgaan, Moses. Wil jy graag hê ek moet saamgaan? En hier sien ons God se hart. God sê nie, ek stuur 'n engel vooruit nie.
Hy sê, ek kom self, ek beweeg saam met jou. Ek wil saam met jou wees. Ek wil intimiteit met jou. Ek wil 'n verhouding met jou hê. Moses sê in vers 15, en dit is vir my so mooi, ek wil dit lees. As u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan wegtrek nie. Here, dit kan 'n mooi plek wees. Dit kan 'n fantastiese plek wees. Maar as u nie saamgaan nie, want hierso word Moses se hart geopenbaar. En baie keer word ek en jy getoets, elke liewe dag van ons lewe word ons harte getoets. 'n besigheidsbesluit wat jy moet neem, 'n keuse wat jy moet maak. Here, is u saam met my? Dit is 'n multimiljoen rand transaksie. Maar is God saam met jou in die transaksie? Moses sê eintlik, ek weier om suksesvol te wees sonder God. Wil jy hierdie is 'n stapie verder in 'n geloofsrigting. Ons vra altyd die vraag, Here, waar is u? Hoekom gaan dit so sleg met my? Maar het jy al so 'n bietjie getoets, as dit sleg gaan met jou, hoe soek jy die Here? En as jy baie geld het en dit gaan goed met jou, dan waar is jou verhouding dan met die Here? In plaas van om te sê, Here, dankie, het my deur hierdie woestyn gevat, hier's Kanaan, dankie Here, ons gaan saam in Kanaan in. Ek kan nie sê, ek gaan alleenig in Kanaan nie. Moses is saying, I would rather live in the wilderness with God than in the promised land without him. Dit is maklik om God te dien, solank hy ons planne seën. Dan is dit lekker. Maar wat gebeur wanneer hy sê, ek wil graag hê jy moet so 'n bietjie wag, hoor. Ja, maar jy het die tyd gaan verby. Jy wag. Wie se beheer? Ek of jy? Ek wil jou in 'n ander rigting invat. Hoe hanteer jy dit dan? Ja, maar daar's nie 'n ander uitweg nie. Daai ouetjie is die beste ouetjie vir my, of daai meisie is die beste meisie vir my. Dis wat jy dink, maar ek ken sy môre. Ek ken sy oormôre. Here, waar is u? Ek wil u volg. Ek wil saam met u gaan. Ja, maar Here, hierdie persoon is saam met my in die kerk. Dis nie jou pot nie, skottel. Dis nie jou deksel nie. Ons leef in 'n wêreld van sukses, aanbidding, en ons aanbid geld. Ons leef in 'n wêreld van invloed. Ons leef in 'n wêreld van besittings. En ek het gepraat van 10 karre in die garage. Dis wil deesdae. As jy sien hoeveel ou karre die ouens het. Partykeer is dit nogal tweedehandse karre, en dan is dit skrapkarre ook. Maar dit is my kar daai. En dis eintlik my afgod daai. En dis waarop al my hele lewe gebou is. Maar Moses kom en hy sê, God se teenwoordigheid is groter as enige kar in jou lewe, as enige huis in jou lewe, as enige besitting in jou lewe. Want 'n bestemming sonder God bly leeg. Daar is niks. Dis 'n leegte. Geliefde, ek kan nie oorbeklemtoon om vir jou te sê, asseblief, ek smeek jou, bou jou verhouding. En dan, asseblief, Eksodus 33:16, ek jou nou antwoord. God se teenwoordigheid is my en jou identiteit. Asseblief. Waar jy beweeg, Eksodus 33:16, waaraan anders sal ons weet of u vir ons omgee of nie? Ons sal dit net weet as u saam met ons gaan. Net sy teenwoordigheid. Dankie Here. Waaruit anders sal dit duidelik wees dat hy anders oor ons voel as oor al die ander volke op die aarde. Ons staan uit as gevolg van sy teenwoordigheid by ons.
Net vir interessantheidshalwe om so 'n bietjie kommentaar te lewer. Gister met die mark. Ek beskou dit as 'n uitreik. Daai samehorigheid onder ons mense gewees. Maak nie saak wie daar verbyloop nie. Hulle tel die teenwoordigheid van die lewende God by ons op. Ons uitbundigheid, die teenwoordigheid. Ons spreek nie eers vir die ouens nie, hoor mooi. Dis net die teenwoordigheid van die Heilige Gees by ons samehorigheid daar. En dit trek die mense. Dit was eintlik stil gewees, maar ons was besig. Die ander mense het stilte gebeleef, ons was besig. Hoekom? Want daar was iets by ons gewees wat mense trek. En baie mense kom soontoe en dan weet hulle nie eintlik wat soek hulle daar nie. Hulle kom staan en kyk na die advertensie. Wat verkoop julle? Wat prys dit? Hoe werk dit? Wat? Maar iets anders trek hulle. Daar was 'n reuk in die lig. Maar daar was ook 'n teenwoordigheid in die lig. En dis waarop ons gaan. Dis hoe ons, en hoor mooi wat sê ek vir jou, ek dwaal af. Ons het die lig van die lewende God binne in ons. En waar jy beweeg, staan duisternis terug. Daar's 'n hengse vir manifestasie in die geestesriem, wanneer jy met jou lig instap. En jy kry die nagevolge en dit word warm hier agter jou. Maar jy weet jy die lig van die lewende God. Moses vra, hoe sal hulle weet ons behoort aan U, Here? God antwoord, my teenwoordigheid. That's it. Jy het nie nodig om by die hoekstrate te gaan staan en skree, gee jou hart vir Jesus, gee jou hart vir Jesus nie. Nee. Jy beweeg in met die teenwoordigheid van die Heilige Gees, want hy's by jou. En die lig brand binne in jou. En jy kry jou rebelle wat buitekant in die straat loop, wat ook in die kerk kom, hulle ken die Bybel uit hulle kop uit, maar daar's geen verhouding met die lewende God nie. Waar is die teenwoordigheid van die Heilige Gees? 'n Engelse deel sê, the presence of God is the distinguishing mark of God's people. Dis jou merk. Heilige Gees. Dis my teenwoordigheid. En hoor mooi, die geesteswêreld tel dit op. Waarmee is jy bekleed? Not the size of the church, not the quality of the worship, not the popularity of the preacher, not the beauty of the building. Dis nie hoe mooi die pastoor aangetrek het nie. Net sy teenwoordigheid. Wat maak die kerk vandag anders? Is die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Baie keer word daar Sondag op Sondag gepreek oor Jesus Christus, maar dit is 'n dooie woord. Want daar is nie krag nie. Daar is nie 'n verhouding nie. Hosting the presence of the Lord is 'n uitdaging. Akkommodeer hom. Skep 'n ruimte vir hom. Hoe skep ek 'n ruimte vir hom? Ek lê my wil neer, Here, nie my wil nie. U goddelike wil sal geskied in my lewe. Maar hoe kom ek daarby uit? Ek moet eers deur 'n woestynperiode gaan. Getuienis op getuienis op getuienis op getuienis kry jy dit. Ek met my wil sal dit doen soos wat dit gedoen moet word. Nie God se wil nie. Nie God se manier nie. Kom, gaan eers deur hierdie moeilike omstandighede. Here, maar dit werk nie so nie. U woord sê so en so en so en so en so. Wie se beheer van my woord? Ek of jy? Ja, maar ek bely dit, Here. Jy moet onthou, Israel het nie spesiaal gelyk nie. Hulle was nie die grootste volk gewees nie. Hulle was nie die rykste volk nie. Hulle was ook nie die sterkste volk nie. Wat het hulle anders gemaak? Israel. Wat het hulle anders gemaak?
die wolkkolom in die dag, en in die nag was dit daai vuurkolom. Wat lei jou? Wat lei jou? En daarom is dit altyd so my passie, om te vra, hoor jy sy stem? Kan jy sy stem onderskei? Ek en Jackie loop in 'n supermark. Nou hier. My vrou het die vermoë, sy wil gou nog 'n ietsie hier sien, en dan wil sy hom so voel, en dan wil sy hierdie ietsie sien, en dan wil sy hom voel, en hardes is ons in die ry, is okay. En dit was al so in ons huwelik gewees, hoor mooi, dit is die waarheid, ek jok nie vir julle nie. Laat die ry korter word, en ek staan en ek raak op my senuwees, en my vrou, weet jy wat, die handsak is by haar. Die kaartjies is by haar, Pick n Pay se kaartjie is by haar, die kaartjie om te betaal is in haar handsak. Ek staan met die brood en die melk, die basics. My vrou is nog met hierdie koekies, en my vrou is nog met hierdie, my vrou is nog met hierdie. Sê ek, Here, help. En daaraan staan ek, en ons sit dit op hy band, en hy beweeg so, en die man vra, your card please, Jacqueline, waar is jy? Dan hoor sy my stem. Kies ek. Net so met die Here, hoor jy sy stem? Kan jy sy stem onderskei in die supermark? Die teenwoordigheid van die lewende God, dit is wat jou laat uitstaan. Wat maak die kerk vandag anders? Hoekom kry jy die kerk wat anders is? Wat maak hom anders? Dis nie die klankstelsel nie. Dis ook nie die ligte nie. Dis ook nie die programme nie. Dit is ook nie ons talent nie. Dis die Heilige Gees. Ken jy die Heilige Gees? Dis 'n fantastiese persoon. Want dit is hy wat jou leer van Jesus Christus. Nee, ek het nie die Heilige Gees nodig nie. Ek bypass hom en gaan reguit na Jesus toe. Sorry, jy mis. Want dis hy wat die dieptes van Vader ken. Dis hy wat die dieptes van Jesus Christus ken. Dis hy wat vir jou en my voorberei. Hierdie Jesus Christus met die mooi Heilige Gees. Ons sal nie Jesus ken as ons nie die Heilige Gees ken nie. Sonder die Heilige Gees is Shalom Kroonstad maar net nog 'n organisasie. En daar's baie Sondagoggend organisasies wat jy kry. Baie mense wat hulle verbly in die Bybel. Sy identiteit is in die Bybel, maar dis 'n dooie woord. Dit leef nie. Met hom word ons die liggaam van Christus. En dis Heilige Gees wat kom. En dis hy wat vir jou sê, hoorie, jy is die duin. Hoe weet ek is die duin? Wat kan die duin als doen? Die duin kan vat. Die wysvinger, nee, jy kan nie met die duin wys nie. Daar moet 'n wysvinger langs jou wees. Wie is die wysvinger in die kerk? Wie is die duin in die kerk? En dis waar Heilige Gees inkom en hy help jou sodat jy dit kan ontdek. Wie is die middelvinger wat vasvat? Die ringvinger. Die pinkie, wie is die pinkie? Dis die pinkie wat die vermoë het om te sê, ag kom man, ek gaan jou help. En die vyfvoudige bediening wat opstaan. Geliefde, weet jy, waar pas jy in die Here? Waar pas jy in die liggaam van Jesus Christus? Jy gaan dit nie weet nie, as jy nie die Heilige Gees ken nie. Church people should not leave saying, what a wonderful preacher, what a wonderful service. No. They should leave saying, surely God is in this place. Wie is die kerk? Sê ek en jy. Sê die gebou nie. Sê ek en jy.
En ek het dit gister weer gesien. Elke ou ken sy werk. Dit is nie nodig vir my gewees om te sê, hoor jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen. Jy moet 'n bietjie daai foto's vat en kyk. Die man wat die vuur maak, staan hulle so kyk. Die koe. Doen julle job reg. Ek is so trots op hom, hoor. Hy staan net daar en hy kyk. En die vrouens gaan aan en hulle braai en hulle gesels en hulle draai hierdie roosterkoeke en hulle braai hierdie patties. Hoor jy, hierdie patties kort so 'n bietjie vet, hoor, want hy's 'n bietjie warm, hy brand gou, hoor. En jy hoor die kommentaar. En dit is so mooi, want dit is so 'n mooi hart. Dis waaroor dit gaan. En dis die doel van ons erediens. Ons samehorigheid. Ek gee vir jou baie saad, ek deponeer saad in jou. Jy gaan nie alles onthou nie. Jy kan nie alles onthou nie. Maar daar sekere woorde wat jy gaan vat en wat die Heilige Gees net so by jou gaan opbring en jy gaan dit begin bedink. En hoe meer jy hom bedink, hoe meer begin daai woord te groei. Hoe meer word dit openbaringskennis. Dis waaroor verhouding gaan. Oor openbaringskennis. En ek het dit hoeveel keer al gesê, en ek gaan dit môre weer sê, elke woord wat hierin staan, is 'n deur wat oopgemaak moet word. Besef jy wat gebeur in die geestesrelling? Ons kan nie net die hele tyd voor die deur sit nie. Ons moet ingaan. Maar jy het die Heilige Gees nodig. Moses se gesig, kan jy onthou, het later begin, daar het iets gebeur met Moses, daar was 'n weerkaatsing by Moses gewees in sy gesig, met die teenwoordigheid. En het jy geweet, wanneer jy lang genoeg in die son staan, dan brand dit hierso, dit word seer, dit straal 'n hitte uit, wanneer jy in die son staan. Maar wanneer jy lang genoeg in God se teenwoordigheid leef, begin jou lewe sy karakter te weerspieël. En dis wat gebeur gister, daar waar ons saam was. Dis die kerk. Jy kan nie net sê ek is 'n kind van God en dan doen jy dit op jou eie nie. Jy het die kerk nodig, jy het die ander mense nodig, jy het die ander vingers van die hand het jy nodig om 'n vaste houvas te kry. Soos die Engelsman sê, om 'n grip te kry. Vers 18 sê Moses, en dit is vir my so mooi vers. Daarna vra hy, laat my tog u heerlikheid sien, Here, laat ek u sien. Toon my u heerlikheid. Jy weet, hy het hierdie brandende bos gesien, wat brand toe Here hom geroep het. Hy het die Rooi See sien oopgaan. Hy het weer manna uit die hemel uit sien val. Hy het die water uit die rots uit sien vloei. Hy het God se stem gehoor. En nog steeds sê hy, Here, ek wil nog meer. Want hoe meer jy in sy teenwoordigheid kom, hoe meer wil jy hê. Jesus het gesê, vra my en ek deponeer vir jou strome van lewende water binne in jou. Hoe meer daarin kom, hoe meer word gerelease. En hoe meer, en bedink dit, en hoe meer daar vrygestel word, hoe meer word die losstukke wat binne in my is, van onvergewensgesindheid, kortsigtigheid, ek-houdingkies, word dit weggespoel, met die teenwoordigheid van die Here. Lewende water, en die wêreld is dors daar buitekant. Hoor mooi, ek wil meer van U hê. En dit is die geheim van geestelike volwassenheid. Waar is jy in jou verhouding met die Here? Geestelik volwassenheid as ek die woorde gebruik. Hoe nader jy aan God leef, hoe groter word die honger. Meer, Here, meer. The closer you come to God, the more you realize there is infinitely more to know. Pride says, I know enough. Humility says, Lord, show me more. More, Lord, more.
Hoe lank is dit sê dat jy God gevra het, Here, ek verlang nie net na antwoorde nie, ek verlang na U, ek soek U, Here. Nie 'n beter werk, of meer geld, of meer inkomste, of groter huise, of genesing nie. Nee. U goddelike teenwoordigheid. Jy weet, as jy so in sy teenwoordigheid inkom, begin hierdie ander goed als in plek te val. Hoor mooi. En dit is so ontsettend belangrik. God in vers 19 sê, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Ek val. God se grootste heerlikheid in sy karakter is sy liefde, sy genade, sy heiligheid, en dan seker mooiste uitstaande, sy barmhartigheid. Ons vloer, ons maak foute, ons is nie perfek nie, maar ons dien 'n barmhartige God. Maar kan ek dan vir jou noem, moenie misbruik maak van dit nie. God gaan hom ook nie laat mislei nie. Hy is God. Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword. Dis 'n nuwe vlak wat hy ons vat, nee. Die woord het vlees geword. Moses kon net 'n deel sien. Ons sien God se heerlikheid in sy volheid. In Jesus Christus. Wat Moses begeer het, het ons in Jesus Christus begin ervaar. Ons besef nie die voorreg wat ons het om 'n verhouding met Jesus te kan hê nie. Vers 21 sê wat hier staan, ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan. Wie is die rots? Jesus Christus is ons rots. Hy is ons staatmaker, hy is ons hoop. Ek en Ben praat vanoggend weer. Ons kan nie sonder hom nie. Nie met hierdie wêreld wat hier buitekant aangaan nie. Die kerk het deur die eeue hier 'n heenwysing altyd na Christus gesien. Christus is ons rots. Christus is ons veiligheid. Christus is ons skuilplek. Ons kan God se heerlikheid beleef omdat ons in Christus is. Wat sê Kolossense 3:3? Julle lewe is saam met Christus verborge in God. Binne in God. Verborge. Geliefde, Moses het nooit gevra, gee my 'n makliker lewe nie. Nee, hy het gevra, moenie sonder my gaan nie, asseblief. Ek wil nie sonder u gaan. Hy het verstaan, God se teenwoordigheid is die bestemming, nie Kanaan nie, nie sukses nie, nie voorspoed nie, maar God self. Kom ons sluit die oë. Kom ons kry 'n bietjie intimiteit. Here, ons sit hier so, en U ken ons. U weet waartoe. Help elkeen van ons, soos wat ons hier sit, dat ons verhouding met U dieper sal wees. Help dat ons U stem duideliker sal hoor. Ek wil net vanmôre kom, Here, en net weer sê, ek gee my alles vir U. Wees in beheer van alles, Here. Ek vra U in die naam van Jesus. Be in control of my heart. Be in control of the way I'm thinking. Wees in beheer hoe ek loop, Here. Hoe ek praat, Here. Wees in beheer van my huis, Here. Wees in beheer van my werk, Here. Wees in beheer van my alles.
Ek bid dit vanmôre in die naam van Jesus. Amen. En amen. Amen. Geliefdes, ek deel met jou. Vat van die woord wat ek met jou gedeel het.